Ek is hier besig om 'n ding te luister. I didn't come this far to only come this far. Die terugslag wat ons ontvang in die lewe is definitief 10 en nie van die Here af. Baie mense dink hulle word gestraf deur die Here en dis nie die ding nie. Jy het 'n pad geloop voordat jy in diep waters beland het. En nou sukkel jy om te swem, want jy het nie geleer om te swem toe jy jonger was nie. Ek sê nie dis die maasie en die paasie, maar ek weet wat ek ervaar het in die lewe is. Ons almal stap blinde oë in hierdie dinge in. Ons weet nie wat ons moet doen nie. Ons kom daar en dan leer ons daarso, nie? Ja. As jy nie die Here in jou lewe het, of al gehad het nie, of al gebid het vir Jesus, of enige ietsies gaan leer het uit die Bybel uit nie, dan is dit as gevolg van 'n soort opbrengst, jou jonger lewe. Dit het nie gebeur daarso nie, en as jy voel, hoor hierso, nou sit ek in hierdie diep waters, en kom ons noem het Kakstraat, en ek weet nie wat om te doen nie, dan gaan praat jy met die Here. Nou verwag jy, quick fix, hierso, ek het mos met die Here gepraat, gaan nie so werk nie. Maar die klein van dit alles is dat jy kan nie sonder die Here nie. Jy moet die Here in jou lewe hê. Maar om tot hierso te gekom het, ek gaan vir julle dit so stel. 'n Karongeluk breek 7 wervels waarvan ons nie weet nie. Een operasie sit my op so baie pynpille dat ek al 2 maniere basically gebreek het binne in my lyf en ek het nie 'n mediese skema gehad nie, so ek moes teruggegaan het huis toe en daar gaan doodgaan net waarvan ek kan getuig, ek het nie doodgegaan nie, ek staan vandag hierso en dit is net omdat die Here my tot op daai punt gevat het waar ek nie kon loop nie, waar ek in 'n rolstoel rond beweeg was. Ek kon nie van een kamer tot 'n ander kamer gestap het nie, maar daar is nie van terughou met die Here. Hy het my gevat op 'n pad, omdat ek nie op sy pad was nie. En daai het ek begin verstaan, nadat ek met 'n pastoor in die kerk gepraat het. Nee, ek sê nie ek nou verstaan nie, maar ek is net weer refresh in my mind, dat ek het alleen gestaan en ek het gevra, want ek het nie reg gelewe nie, ek kan nie sê dat ek het gedoen het nie, en ek gaan nie sê dat ek heeltemal 100% Christen gaan wees vorentoe nie, maar ek gaan nie myself net judge as daar 'n klein vloekwoordjie uitkom, of wat ook al die geval mag wees. Want dis nie wat die Here sê nie. Hy sê hy het jou klaar vergewe. Maar om tot hierso te gekom het na 'n 7 jaar terugslag, is definitief bewyse. Daai 2 niere alleen, 7 wervels wat gebreek is, wat my 6 centimeter korter gemaak het. Dit is alleenlik, ek moes dood gewees het. En ek het ook self 3 keer probeer selfmoord pleeg, so ek was definitief in baie pyn gewees, want dit was nie my gees, dit was nie my siel wat gepraat het nie, dit was nie my siel wat my kon gehelp het nie. Daar was net te veel pyn, en gelukkig het ek dit nie reg gekry met die selfmoord nie, maar dus weer eens bewyse ook wat die Here vir my gesê het, jy kan nie nou gaan nie, daar is 'n storie om te gaan vertel, en ek weet, na 7 jaar terugslag is daar definitief 'n storie wat wil na geluister word, so hier is 'n bietjie van dit, en ek hoop en bid, ek sien julle in die toekoms in, as dit die Here se genade is met coach Zakiki, en dan vat ons hom van daar af, maar halleluja, amen aan almal, ek hoop en bid julle het 'n geseënde dag, en mag daar net liefde op julle pad wees vir die dag.